Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ons sou Prof Kelly se beskrywing van die oorname van die bose in die Nuwe Testament kon vereenvoudig deur te sê dat in die Nuwe Testament dit baie meer gaan om die gevolge van die sonde as in die Ou Testament. Prof Kelly gaan dan soos volg voort. Die bose magte was deel van 'n baie groter geheel. Ons praat van die apokaliptiese wêreldbeeld, die bo-natuurlike wêreldbeeld. Die wêreldbeeld van die Ou Testament is natuurlik. Die seën van die Here is natuurlike dinge. Reën, goeie oeste, vrede. Die oordeele van die Here ook. Haal, swak oeste, vyande. Heil is net so natuurlik om op aarde al hierdie seëninge en gemeenskap met die Here te geniet en hom daarvoor te dank. Wie dit lank genoeg geniet, het tevrede gesterf. Wie nog nie genoeg kans gehad het nie, was in opstand in die dood. Maar hiervan kry ons nie meer iets by Jesus nie. Hy beloof nie om Israel van sy vyande, die Romeine, te bevry nie. Hy beloof nie goeie oeste en groot gesinne nie. Ons kry ewe skielik heeltemal 'n ander prentjie. Ons hoor nou van 'n wêreldeinde en van talle bo-natuurlike verskynsels. Die seun van die mens sal op die wolke kom. Dooies sal opstaan. Die gelowiges sal verheerlik word. Alle mense sal geoordeel word en die kinders van God sal vir ewig op die nuwe aarde in sy hemelse heerlikheid deel. Vir die Ou Testament is dit vreemde beelde. Van die opstanding van die dooies lees ons net een keer met sekerheid in die Ou Testament in die boek Daniël, wat baie laat geskryf is. Verder is daar net korter dele in enkele laatboeke in die Ou Testament, soos Jesaja 24 tot 27, Sagaria en Esegiel, wat ook maar net iets van die bo-natuurlike beelde het. Die eindelike agtergrond vir hierdie apokaliptiese wêreldbeeld is sekere boeke wat wel in die Katolieke se Bybel opgeneem is, maar nie in die Protestantiese nie, die sogenaamde apokriewe boeke. Jesus sluit dus nie aan by die bekende natuurlike aardse Oud-testamentiese beelde nie, maar by die beelde wat in die tyd van die Ou Testament en die Nuwe ontwikkel het, en in sy tyd vrylik deur sommige groepe onder die Jode gebruik is. Net so verander die situasie van gelowiges heeltemal. In die Ou Testament het die Here sy kinders geseën met oorvloed as hulle aan hom gehoorsaam was. Hulle het sy gawes in hierdie lewe in gemeenskap met hom geniet. En as hulle dit lank genoeg kon doen, het hulle tevrede gesterf. Hulle het in oorvloed geniet, omdat hulle aan hom getrou was. Maar in die Nuwe Testament kry sy kinders juist swaar, omdat hulle aan hom getrou is. Dis presies die teenoorgestelde. Jesus verseker hulle ook, dit gaan gebeur. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely. Johannes 15 vers 20 tot 21. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Johannes 16 vers 33. En Paulus skryf ook, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. 2 Timoteus 3 vers 12. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, het is vir ons swaar om te moet ly as ons U volg, as ons wil bekend staan as U disippels. En tog het U dit reeds voorspel toe U op aarde was. Help vir ons dan om dit met geloof en volharding te doen, omdat ons weet
dit is u wil, in Jesus se naam. Amen.